In Galasiërs 5 vers 25 het ons Sondag weer gehoor waar Paulus direk na die vrug van die Gees geskryf het: Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Dit is uit die nuwe direkte vertaling. Paulus gebruik musiektaal, leef op die maat van die Gees, die ritme van die Gees. Ons almal dans op 'n maat, soms die van vrees, gierigheid of vergelyking. En dit is natuurlik die danspassies van wêreldse mense, van onbekeerdes, wat nog glad nie hulle lewens oorgegee het aan die Here Jesus Christus nie. Mense wat nie snap wie hy eintlik is en wat hy vir 'n sondige wêreld gedoen het nie. Dit is almal wat nog nie daardie tweede geboorte, die weergeboorte ervaar het nie. Vir almal wat wel saam met Paulus in Galasiërs 2 vers 20 kan bely, ek het gesterf aan myself, ek leef nie meer nie, die ou mens is dood, nou leef Christus in my. Jong, dit is mos groot woorde hierdie. Hoe lyk jou lewe? Het jy werklik waaragtig gesterf aan jouself? Het jy bewustelik, intentioneel jou eie kroon voor Jesus se voete neergesit, jou kruis opgeneem om hom te volg, elke dag, elke uur, elke minuut van jou lewe, elke kamer van jou hart, elke liewe laaste aspek van jou lewe in al sy fasette, alles oorgegee, waarlik alles? Dink daaroor. As dit deur die Here se genade waar is van jou, dan weet jy dat die Heilige Gees wat in jou ook woon, jou nou weer nooi om in pas te kom met God se ritme, sy ritme van onvoorwaardelike liefde, van vrede, genade, van dankbaarheid en vrygewigheid. Om met die Gees te leef is om elke dag te sê: Here, bepaal U vandag my houding, my gesindheid, my dade, elke optrede, elke reaksie en ook my prioriteite. Dit is om doelbewus fyn ingestel te wees op die fluistering van die Gees as hy sê: jy het genoeg, jy is genoeg, bly in pas, in ritme met my. Wanneer jy buite pas raak, kom daar spanning, soos wanneer iemand in 'n koor vals sing of wanneer een van die instrumente in die orkes nie op dieselfde noot of in dieselfde sleutel speel nie. Maar wanneer jy met die Gees in harmonie leef, is daar vrede, daardie goddelike rus en vrede wat ons verstand te bowe gaan en wat vir die wêreld hoegenaamd nie sin maak nie. Jou lewe kry die hemelse melodie en ware geesvervulde betekenis. Die Gees herinner jou daagliks aan wat jy reeds in Christus het. God se genade, sy ontferming is tog elke môre nuut. Jy weet maar al te goed, God help jou bewus raak van vergifnis in plaas van skuld, lewe in plaas van oordeel, van hoop in plaas van vrees. Jy ervaar sy rus en uit daardie rus vloei vrygewigheid natuurlik. Sonder berekening of skuldgevoel, sonder verwagting, afguns of hebsug. Dink vandag daaroor, op watter ritme dans jy deesdae? Die wêreld se haat en onvergenoegdheid of God se liefde? Die wêreld se onrus of God se vrede? Die wêreld se selfsug of God se genade, sy oop hart en sy vrygewigheid? Kom ons bid saam. Here, Heilige Gees, laat my met U in pas bly. Ek wil in U ritme wees. Laat ek nie my eie maat, my eie tempo volg nie, maar leer my weer beweeg op U ritme van vrede en genade. Help my om te gee, te leef en lief te hê in harmonie met U hart. Amen.